Goeiedag Harsfontein Geloofsfamilie. Baie welkom by vandag ons laaste huisgeloof vir die tweede kwartaal. Ons gaan effens 'n breek vat nou in die vakansie en dan begin ons weer in die derde kwartaal saam gesels. Ons gesels vandag oor God se skepping. God se skepping, dink ek, as ons daai woorde sê, dan dink die meeste van ons onmiddellik aan die aarde. Maar ons gaan bietjie verder as dit. God se skepping, wat ek en jy is, maar dan ook spesifiek God se nuwe skepping. God wat sê, ek en jy is nuut gemaak. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Ek en jy moet nuwe mense wees as ons tot geloof kom. Ek sien in hierdie week 'n video op Facebook wat hulle by die Google se search bar intik, daar waar jy alles vra. En hulle begin intik, how to convert to. En onmiddellik dink 'n mens dat daar gaan iets staan soos hoe om 'n Christen te word, hoe om bekeer te word. Maar die heel eerste voorstel wat Google vir jou gee, is how to convert to PDF. Hoe om jou Word dokument om te skakel in 'n PDF. En dit is wat meer mense voorsoek. Meer mense het al gesoek hoe om 'n dokument om te skakel, as wat mense vra, hoe om tot bekering te kom. How to convert to Christianity is nie 'n gewilde soekkeuse nie. En waarom nie? Ek vermoed dit het iets te doen met dat baie mense sê, hulle hou van die idee van ons geloof, maar as hulle na Christene self kyk, dan weet hulle nie so mooi nie. Ek hoor gereeld toe iemand sê, ja, sy sê sy's 'n Christen, maar sjoe, jy moet hoor hoe skinder sy. Of hy sê, hy's 'n Christen, hy's elke week in die kerk, maar hy het so 'n vinnige humeur. Sy lewe wys nie dit wat hy glo nie. Haar lewe oortuig ons nie van dit wat in haar hart is nie. En dit is iets waarmee almal van ons worstel. Elke een van ons sukkel tog hiermee. Ons glo en ons is gered, maar dit wat ons uiterlik leef, met ons kort stop en onsself vra, wys dit dat ons is nuwe mense. Wys die manier hoe ons lewe iets van God se nuwe skepping. Want dit moet tog. Jesus sê in Johannes 15, as hy met sy disippels praat, ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Jesus sê, wanneer jy 'n nuwe mens is, dan moet jy vrugte dra. Dis nie opsioneel nie. Hy sê nie, as jy so voel, dan moet jy so nou en dan hierdie vrugte dra nie. Inteendeel, hy gaan hier aan en sê, as jy nie vrugte dra nie, dan kap ek jou uit en ek gooi jou in die vuur. Jou lewe moet weerspieël dat jy 'n nuwe mens is. En hoe doen ons dit? Waaraan word ons gemeet? Ons sien natuurlik hoe die Gees in ons werk, as ons kyk na die vrug van die Gees. Ons lees dit in Galasiërs 5. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan gaan hy aan in vers 22 en verduidelik hy, hoe lyk 'n lewe waar mens jou naaste lief het soos jouself? Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen hierdie dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Ons lewe deur die Gees. So laat die Gees dan ook
ons lewens bepaal. Ek en jy is nuwe mense in Christus. Die oomblik wat jy Christus aanvaar as jou verlosser, is jy 'n nuwe mens, is jy gered. En dan moet jy ook so lewe. As ons sê dat die Gees het ons nuut gemaak, ons het ons lewens te danke aan die Heilige Gees, dan moet ons ook dat die Heilige Gees ons lewens bepaal. Ons kan nie net vat by hom 'n nuwe lewe, maar dat hy geen sê het en geen invloed het op ons lewens nie. Paulus gee vir ons hier 'n hele lysie van praktiese voorbeelde. Hoe kan ek sien of het jy die Heilige Gees in jou? Hoe kan ek prakties sien in dit wat jy doen, dit wat jy sê, die manier hoe jy leef, of is jy 'n nuwe mens? Wat kan ons meet? Hierdie vrug wat Jesus van praat, as hy sê, ek bly in julle en daarom moet julle vrug dra. Hoe lyk hierdie vrugte? En dan kry ons hierdie hele lys van liefde, geduld, selfbeheersing, alles waarna ek en jy streef. Hierdie goed is nie deel van ons menslike natuur nie. Die sondige mens is nie van nature liefdevol en geduldig en het selfbeheersing nie. Hierdie is goed wat van God afkom. Hierdie is ook nie onmoontlike goed nie. Ja, soms is dit moeilik en soms sukkel ons. Maar as die Gees vir ons 'n nuwe lewe gee, dan sal hy mos ook vir ons die krag gee om hierdie vrugte te dra. Hy gee nie vir ons hierdie opdrag en laat ons dit nou maar net op ons eie deurworstel nie. Hy help ons hiermee. Hy gee ons krag. Hy rus ons toe. Kom ons vra ook in hierdie week spesiaal vir die Here om ons te help hiermee. Om ons te lei, om ons krag te gee, om ons meer en meer geduld en liefde, nederigheid, al hierdie vrug van die Gees, dat dit meer en meer in ons lewens sal word. Amen.